maar grondpaaie stories. Hier is ons weer in episode 2 van Grondpad Mens. Ek wil hier met almal wat grondpadmense is, nader roep. Vandag gaan ons gesels en ons gaan 'n bietjie tyd spandeer met grondpadmense. Mense, soos wat ons gesê het ons gaan doen. En ek wil vandag vir Dr. Sam, ek wil vir Sammy en Etienne baie welkom sê. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag 'n bietjie tyd met julle te spandeer, hierso saam met julle te wees. Ek wil hê julle moet relax. Ons gaan net gesels soos wat ons in 'n sitkamer. Ons sit nie vandag in 'n sitkamer nie. Dis nogal baie interessant. Ons is in 'n gym en dit is deel van vandag se storie. So ons wil vir die Here welkom sê. Ons wil vir julle welkom sê en ons wil sê deel julle storie, julle liefde vir die Here, wie julle is, hoe ons hier gekom het. Skuif nader en kom luister wat die Here vandag vir jou wil sê. Etienne, Sammy, Dr. Sam, ons wil vir julle sê baie dankie. Ek is glad nie 'n gym persoon nie, glad nie. Ek hou nie eers van vinnig loop nie, almal wat my ken. So ek wil hê julle moet relax vandag. Kom ons gesels. Ek gaan net so 'n bietjie backstory gee oor hoe ek by julle uitgekom het, want ek gym glad nie. So vir 'n baie lang tyd sien ek julle advertensies op Facebook en ek en Connie kom net nooit hier uit nie. Ons is besig, ons het dinge aan die gang en seker so 2 weke terug, 3 weke terug, yes, het ons 'n meeting en ons het bietjie tyd en Connie sê kom ons kom hier in. En ons kom in en dadelik ervaar ek iets anders hier binne. En as jy 'n pad met die Here loop, dan ken jy sy gees en jy ken wanneer daar iets in die atmosfeer is. En ons loop in en ek kyk en hoe die vriendelike gesig van Dr. Sam vas en onmiddellik ervaar ek grondpad mens. Want jy sien, wanneer jy 'n grondpad mens is, dan kan jy 'n ander ene sien. En hierso so dametjie en sy vat vir Connie en hulle is hierso in die gym en hulle gesels oor oefeninge wat ek nie wil oor weet nie. En ons begin gesels en ek en jy het ewe skielik 'n koneksie. En ons begin praat oor die Here. En soos wat ons praat, begin jy praat en jy sê vir my, hierdie is 'n plek waar mense nie net hulle spiere kom bou nie, maar hulle gees. Dis baie broken mense en dis wat ek wil doen. Ek wil vir die community, ek wil hier die normale mense soos ek en jy. Ek wil vir hulle kom vertel wat doen julle in julle community, in julle huis hierso vir die mense om ons. En Sam, dit was vir my so awesome toe ek en jy begin gesels en ons kan praat oor die Here en daar was net 'n vuur en ons het Connie moes my omtrent hier uitsleep, mense sou dink ek wou gym, hoor. Maar hoe getrou die Here is en die Here lê dit op my hart en ek kontak hom en ek sê vir hom ek wil graag die eienaars ontmoet en ek wil sien wie is hierdie mense wat se plek en se grond afgebaken is vir die Here en vir die werk van die Here. En ja, ons het laasweek ontmoet en hier is ons en ek wil hê julle moet julle storie deel. Asseblief Etienne, Sammy, Dr. Sam, vertel ons hoe kom julle by mekaar, julle storie en wat ons doen. Gaan oom begin. Ek sal begin. Dis eintlik interessant dat hoe die Here werk en genadiglik, jy weet, ek het die Here vroeg in my lewe ontmoet en ek dien hom al my lewe deur. Maar die Here stap nog 'n pad met 'n mens. En hy plaas 'n mens in plekke waar jy die minste dit verwag. En so 'n jaar terug toe sê ek vir my seun, ek is nie gelukkig in die gimnasium waar ek is nie. Dis my te besig en dis te oorweldigend. Ek kom nie by dit wat ek moet doen, kan ek nie daar doen nie. En ons begin soek na 'n gym toe. En iemand sê vir my, man, hier by die kwekery is 'n gym. Ek sê ek wil nie plante koop nie, ek wil oefen. Nou ja, nou die verskil tussen my Monique, sy wil nie gym nie, ek wil net in die gym wees die hele tyd. Dis nou die verskil tussen ons twee. En ek het net 'n liefde vir mense. Jy weet, my vrou sê altyd vir my dat as ek nie om mense is nie, gaan ek seker die knorrigste ou wees in die lewe.
omdat ek besef dit is God se skepping en dit as ek 'n geleentheid kry om oor die Here te praat, dan gebruik ek dit. En toe gaan kyk ek nou maar na die gimnasium en een van die verkoopsdames stap toe nou uit die kwekery uit en sy sê vir my, oom, kom gou hier. En ek sê vir haar, ja, kan ek help? Sy sê, Jesus oom, jy lyk daarom na iemand wat wil gym. Ek sê toe ja, sy sê, nee, sy werk by die gym. En ons stap toe nou op en ons gaan stap en sy wil my nou vertel van die toekoms van die gym. Toe sê ek stel nie belang in die toekoms nie, ek wil sien wat nou daar is. En toe ek instap, toe sê sy vir my, die eienaar van die gym is Christelike mense. Dis die eerste ding wat sy my gesê. Toe sê ek, nou, dit sou baie nice wees om hulle te ontmoet. En ek het net Sammy gesien in en uit. As hy so vinnig daar in en uit, maar ons het nooit mekaar ontmoet nie. En intussen toe trek hulle nou hiernatoe. En dis nou eintlik waar ek hulle leer ken het. En my eerste ontmoeting met Etienne was nou nie die wonderlikste atmosfeer nie, in die sin van nie hom nie as mens nie, maar hulle skuif oor hiernatoe die oggend en toe ons eerste oggendoefening hier moet hê, daar's die krag af. Dis load shedding, daar's niks nie, die gym is donker, dis nat, dis koud, en hier staan ek en my sien die buitekant en hier staan Etienne. En dis 4:00 die oggend, Okay. op 'n maandagooggend, ek span, nou weet ek nie, Sam is 'n pastoor nie, jy sien net hierdie groot spiere, en dan dink ek, my liewe Jesus, wat nou? Jy kan dit klap vind. Maar in elk geval, ja, en dit is waar ons journey begin het, wat ons met, ek wil amper meer sê, kyk, om Sam het vir ons soos 'n pa geraak, verstaan, dit is meer as 'n geestelike pa, dis dieper as dit. Maar om te kom by die gym situasie, waar die gym begin het, ek het ek wens die Here het my gered van kleins af, maar ek het bietjie grondpad gaan stap wild. En die Here het my gered in hierdie bedryf, maar die Here het my ook in die bedryf gehou, en hy het 'n baie donker bedryf die lig ingebring. En dit was so 5 jaar terug wat ons, kyk, ek is al gered baie jare, maar so 5 jaar terug, want ek het op 'n stadium bietjie weggedwaal van die Here af, en so 5 jaar terug het ek en Sammy 'n gym gekoop in Heidelberg, en die Here het op my hart begin lê, maak het 'n gospel gym. Sure. En toe was ek 24/7, en ek maak het 'n gospel gym, en ek besluit, ons gaan nie besigheid doen op Sondag nie, ons gaan net oop wees, sodat my kliënte kan gym. En ons is op 'n vas, en die Here, die tweede dag van die vas lê die Here op my hart, ons moet toe wees op Sondag, want anders kan my staf hom nie gaan dien nie. En ek maak dit toe, was bietjie, natuurlik, ek meen, gospelmusiek, ewe skielik in die gymbedryf, niemand ken dit nie. Niemand. So mense is gewoond aan hulle doef, maar nie hulle gospel doef nie. Yes. En so daar was bietjie, ek kry maar bietjie vlek van dit af, Ja. maar in elk geval, lang storie kort, toe besef ek hoekom die Here dit so wil hê. Want jy kry mense wat hier gaan instap, wat seer gekry het in 'n kerk, of wat nog nooit in 'n kerk was nie, want hulle is die ou Etienne voor ek gered was. Maar die Here stuur hom. Wat dink, ek was so bad, dat even God my nie kan lief hê nie. Yes. En so daar's soveel power in die hele gospel gym situasie waar, en dit is waaroor ons gister ook gesels het, van hierdie is nie net 'n fisiese nie, maar dis 'n geestelik, dit is emosioneel, dis op Spirit. elke vlak kom jy hier in, ja, ek meen, stap by enige ander gym en is physical, dis net physical, want dit is net jou spiere, en miskien, wat sal ons sê, jou ego. Ja. Maar hierdie is soveel dieper, ek meen, in ons Heidelberg gym het die Here 4 huwelike herstel, wat ek en my vrou nie eens besef het, daar's 'n huwelik wat op die rotse is nie. Sure. Sonder dat ons 'n hand op hulle lê, sonder dat ons geweet het daarvan. En hoe meer die Here net hierdie getuienis, so daar was 'n jong lad wat by my kantoor ingestap het, so fris geboude jong man, 21 jaar oud, en hy sê vir my, "Sir, can I speak to you?" Ek sê vir hom, "Ja." En daai man sit 'n halfuur in my kantoor en ons huil so, nê. Waar hy sê vir my, hy was op die voorstoep van selfmoord, want sy vriendin het selfmoord gepleeg. En hy was op die voorstoep daarvan, en iets het net vir hom gesê, maar daai tyd, hy sê vir my, iets het vir hom gesê, hy moet na my gym toe kom. En toe hy instap, toe sê hy spandeer 4 tot 8 ure 'n dag in die gym, want dis sy happy place, en die Here het hom kom red, en hy het sy lewe vir God gegee, en hy gaan nie sy lewe neem nie. En ek sit daar en huil soos 'n baba, en dink, Here, U is agter die gordyne, so besig met dinge wat ons nie eens besef nie. Weet nie. Ja. Ja. Interessant wat Etienne sê is, ek stap een oggend hier in, en as ek nou deesdae nie kom nie, dan klaar hulle.
Absoluut. Maar ek stap in en ek sit in sy kantoor en daar's 'n dametjie en hulle gesels bietjie en hy's toe nou uit met dese kliënte en die volgende oomblik begin sy net oopmaak. En hoe gebroken sy is. En toe kom Etienne in en hy sê, hoor, just by the way, he's a pastor. So that doesn't make the difference. Maar die feit begin sy nou vryboedigheid en sy begin vertel haar storie. En waar sy is, en waar sy was. En hoe net sy sit vas. Sy kom nie uit daai gat uit nie. En sy wil net met iemand praat wat kan luister. En sy begin deel, en sy begin met my praat, en sy sê vir my, would you mind, just send me things inspiring me, en ek stuur toe nou elke dag wel goed, en so week terug stuur sy vir my, sy sê vir my, it's came better so much at this place, and this situation in my life, and this has changed, en weet jy, dit sou nooit plaasgevind het, as dit nie was, vir die gym, en dit wat ons hier bied, as ek sê ons bied nie Jesus nie, maar ons bied 'n geleentheid om met Jesus te praat. 'n Geleentheid, 'n platform, waar iemand kan inkom en ervaar, hoor, hier is iets anders. Nie almal verstaan dit nie. Weet jy hoeveel ouens het ek gedeel in die gym wat sê, jy het iets wat ons soek, en nou begin ek weer my verhouding met God optel. Party mense, hulle herstel hulle verhouding met die Here. Ander persone begin die Here dien. Weet, en so is hier werklik 'n teenwoordigheid van die Here. Ek bedoel, die Here het self ervaar. Yes. It's So- just the presence of God and His Spirit. En ek dank die Here dat 'n man en 'n vrou hulle self teenstrydig van die industrie, en teenstrydig van die kompetisie en die teestand wat hulle gaan kry, maak dit vir hulle oop. Want kyk, dit gaan beperk in rand en sent, maar wat dit in skatte in die hemel bybring, is ontelbaar. En ek wil net vanmôre, en ek het nog nie vir hulle gesê nie, maar ek dink ek wil vanmôre vir hulle sê, you just keep on doing that, want dit is noodsaaklik dat daar 'n platform is, waar 'n mens vir God iets kan doen, op hierdie vlak, waar ons hierdie ouens kan ontmoet. Want meeste van hulle is hier, nommer 1, hy voel nie goed oor homself nie. Hy wil homself verbeter vir 'n rede, en dan kan ons 2 redes gee. So wat ek hoor wat jy sê, en dit is wat ek ervaar het toe ek hier ingestap het, there was a presence. Amen. En ek wil vir julle sê, ek is 'n firm believer in blom waar jy geplant is. En dit beteken elke ou wat hier instap, kom nie noodwendig om die Here te kom ontmoet nie. Maar wanneer hy hier instap, is daar 'n liefde. Want dit is wat die wêreld mis. Daar is altyd 'n kompetisie. Daar's baie goed wat fake is. So daar's nie meer daai truth en die realness in life nie. So wanneer hy hier inkom, ja, hy kom om te kom gym, maar dan ervaar hy die liefde van die Here. Deur 'n Etienne wat vroeg hier is, of laat hier is, of nie skaam is. Etienne, jy is nie skaam oor jou grondpad nie. Dit is amazing, want dit leer ons as grondpadmense, dit leer ander mense, om te sê, dit is okay om vir die Here om vergifnis te vra. Hierdie is my storie, dis waar die Here my kom haal het, in die stof, in die bloed. En ons moet nie skaam wees daaroor nie, en jy is nie skaam daaroor nie. So wanneer, toe ek jou ontmoet het, was jy dadelik, dis wie ek is, dis waarvoor ek staan, dis waarvoor ek lief is, ek is vir my vrou lief, dis ons storie. No hidden agendas. So wanneer jy hier inkom, is wat jy ervaar. So jy kom om te kom oefen, om 'n bietjie te de-stress of na 'n lang dag, maar dan voed iets jou gees. En dan kom jy agter, dis die Here. Want die Here se gees is oral. So toe ek nou julle ontmoet het, toe sê ek vir Connie, hoe weet ek nou nie van hierdie awesome peoples nie? Want ek ken nogal baie mense en ek ken nie hierdie mense nie. En ek gaan toe op julle Facebook bladsy en ek blaai so deur en iets stop my in my tracks. 'n Deklarasie wat julle twee gemaak het op 'n publieke platform wat sê hierdie lewe, ons besigheid, alles wat ons aanraak, Here, dis ons belofte. Vertel my van die belofte. Hoe het julle gekom by die belofte? Daai was baie van my vrou se kant af.
ons het eintlik gesit en gesels en gedink, weet jy, alles wat 'n mens het, en dis wat mense nie verstaan nie, alles wat jy het, behoort aan God. Alles. En ons gaan eendag man staan vir wat ons daarmee gedoen het. Yes. En dit is waar dit gebore was, van Here, maar ons probeer hierdie battle fight. En dit voel net baie keer asof ons net nie ons kop bo water kan hou nie. En my vrou het hierdie gedagte en sy is van, weet jy wat, kom ons doen hierdie declaration en ons maak dit public en ons print dit uit en ons sit dit in die besigheid op. Dat mense moet weet. Sy sê en dit haal die stres van hierdie besigheid se sukses van ons skouers af. Want om 'n nuwe besigheid wat jy soveel geld in geïnvest het, weer te draai en dis 'n groot weight om te dra. En God se skouers is breër as myne. Yes. Verstaan? So dit is waar die declaration vanaf gebore is. En ons het al bietjie opdraande gekry deur dit. Natuurlik, daar's baie 'n verskeidenheid van kliënte met verskeidenheid van gedagtes en lewenswyses wat hier oefen. So dit is nie elke dag maklik nie, Yes. maar ons staan op dit. En nou moet ek jou eerlik sê, nee, weet jy, ek love dit. Want ek het op 'n stadium 'n manager gehad wat ook nie die goddelike leefstyl leef nie, nê? En eendag toe noem sy aan my, sy sê, dit help nie ons wil vanaand sales maak nie, want is Woensdag aand. Op Woensdae aande gaan mense in Brakpan bid ure toe. Hulle gaan nie by die gym wees en ek's van halleluja. Amen. So ja, die Here nee, so dit is waar die declaration vandaan kom. Is weet jy om daai gewig van jou af te vat. Onthou die Here sê in sy woord dat sy yoke is lig en sy burden is light. Ons moet dit op hom sit. En Yes. dit is weet en om dit public te maak dat ons kliënte moet sien, weet jy wat, is ons perfek glad nie. Is ons lief vir Christus absoluut. Yes. Staan ons vir wat reg is absolutely. Kan ek elke dag doen wat reg is? Ek wens ek kon. Maar dit gaan nie verander waar my hart is nie. Yes. Ek sal nooit in my lewe versagting hê op die woord van God nie. Die woord is die woord, al kan ek nie by dit uitkom elke dag nie. En maar ja, dit is so daai declaration is vir my is vir ons eintlik 'n baie belangrike standpunt gewees en dis hoekom ons dit op ons platform gesit het dat ons kliënte Yes. kan sien. Sammy, jy is nie iemand wat baie praat nie, dis wat jy vir my gesê het. Maar ek wil vir jou sê, jy dra 'n groot deel van die sukses van julle lewe as vrou. Want die Here gee vir 'n vrou iets en maak sy dit meer. Gee vir haar iets en maak sy dit meer. En in die 2 of 3 keer wat ek jou nou gesien het, is jy stil, maar ek weet die Here het 'n pad met jou lewe ook gestap en jy het ook die grondpad langs gekom. En dis vir my mooi om te sien dat jy jou man ondersteun in hierdie, dit is nie maklik om publicly te sê dis wie ek is nie, want jy gaan geridicule word, mense gaan teen jou kom, hulle gaan teen jou, en mense wil verwag altyd, as ons sê ons dien die Here, ons moet perfek wees. Ek is die minste perfek van almal wat jy ken. Maar elke dag as ek opstaan, dan sê ek, Here, vandag Here, gee vir my die krag. U woord sê, u gee vir my nuwe krag, elke dag. En dis die gebed van my hart. En toe ek julle deklarasie lees, het dit baie by my vasgeslaan, want ons het ook ons eie besigheid, en ek weet wat dit vat, en hoeveel daar op jou skouers is, maar ons het ook ons lewe, ons life, ons kinders, alles wat aan ons vas is, het ons gesê, Here, dit is u sin. Maak dit nie Amen. makliker nie, maar dit maak dit moontlik. En die Here sê ons moet deurdruk, ons moet volhard tot die einde toe. En dis hoekom ek hier is vandag om vir julle te sê, volhard, doen wat julle doen vir hierdie community. Hierdie is 'n plek waar iemand kan inkom sonder judgment. Hy kan net kom met sy plakkies, met sy tekkies, met sy fris Chris hempie, en 'n ontmoeting kom hê met iemand soos 'n Etienne, met 'n Sammy, met 'n Doc Sam, wat langs hom staan en jy het iets mooi gesê, jy's 'n baie gedissiplineerde persoon. Maar wat ek ook in jou sien is 'n liefde vir mense. En dit is wat die vuur vir mense aan die gang hou. Ons het ons liefde vir mense verloor. En dis hoekom die Here ons gewone ouens bymekaar sit en hy sê, Sam, gaan sê vir daai ouetjie wat daar maar is, hy moet shakes drink om 'n muscle te hê. Maar jy weet nie, daai ou is 'n warrior in sy spirit.
Here sê rig hom op. Amen. Educate hom, leer hom. Sammy, met jou sagtheid, wat jy te calmness. Jy gaan en jy doen wat die Here vir jou sê. Etienne, jy's 4. En jy's 'n force to be reckoned with, maar die Here gebruik jou, want jy moet kan sterk wees om te kan staan. En dis hoekom die Here ons grondpad mense bymekaar sit en ons gewone ouens in 'n community soos Brakpan om te sê kom hiernatoe. Kom sit jou voete 'n bietjie in die Jordaan. Kom voel wat dit is om net jou las te lig, jou burden. As daar iets is om te wrap up, Dr. Sam, wat sou jy vir die mense, vir die ou wat nou daar in sy bed lê en dink die Here kan my nie lief hê nie. Wat sou jy vir daai ou wou gesê het? Iets wat die Here op my hart gelê het vir dit is om te gaan waar niemand anders wil gaan nie. Om te doen wat jy nou nie wil doen nie. Om mense te bereik wat niemand anders wil hê nie. En my boodskap wat so 'n persoon sal wees, just hang in there. God knows about you. And it's okay to feel that way. But he will take you out of it. And he will lift you up. Vertrou net in die Here, want God weet van jou. Sammy, ek weet jy is iemand met min woorde, maar daai vrou wat nou daar sit by die werk, hierdie podcast kyk per ongeluk, dink sy, maar die Here het 'n afspraak. Wat sou jy vir haar wou sê? Ek sal sê dat vertrou op die Here met jou hele hart. Moet nooit die Here laat gaan nie, want hy is altyd daar en begin jou dag, elke dag met die Here voor jy begin werk en sluit af jou dag met die Here voordat jy huis toe gaan en hy sal jou dra deur elke dag. Deur dra. Etienne, vir jou wat hierdie moet dryf. Daai ou, soos wat jy gesê het, jy het nie die geleentheid gehad om die Here te dien vandat jy klein was nie, maar ek het toe ons nou gepraat het, toe sê ek vir jou, maar daar was 'n rede daarvoor. Die Here kies ons. So jy is hierdie warrior en jy moet hierdie verantwoordelikheid moet jy dra. So vir daai ou wat jy sê die ego en die macho en baie keer dink 'n mens, Here, ek kan nie dien nie want dit maak my weak. Wat wil jy Etienne vir daai ou sê? Wel, as ek teruggaan in my eie lewe. Ek het altyd gedink om die meeste girls saam met die meeste vrouens te slaap. Om jy oud te wees wat die hardste kan drugs vat, om die meeste te kan drink. Maak jou 'n man, maak jou tough, maak jou sterk. Die ou wat in 'n nightclub kan loop en ou net kan KO slaan, want ek het daai stupid goed gedoen. En ek het altyd gedink dit maak jou 'n man en dit maak jou kompleet, maar dit maak jou eintlik leeg. So as jy daai ou is wat in 'n wanpersepsie sit in jou lewe vandag, wat dink hierdie wêreld gaan jou volmaak. Traai jou lewe vir die Here gee. Reik uit na hom toe, gee jou lewe vir hom, gee heeltemal oor. En gee die Heilige Gees 'n opportunity en 'n kans om jou te kom wys. Ja. Wat ware vreugde, vrede en hoe God jou sien as 'n warrior. Hoe God jou sien as 'n macho man. Want dis iets anders as wat die wêreld vir jou gelieg het. Want die wêreld sal vir jou baie leuns vertel. En ons glo dit want ons is leeg. En ons dink daai goed gaan ons volmaak, maar dit doen nie. As jy jou oë uitvee sê Sy meer leeg. So vandag vir jou wat hierdie podcast 'n grondpad mens sit en luister en kyk, wil ek vir jou sê ons is nie perfekte mense nie. Maar ons is hier en ons sê Here, gee ons 'n kans. Werk in ons lewens, laat ons die wat in die donker is kan gaan haal. Jy is 'n stad op 'n berg. Amen. Jy is die sout van die aarde. Jy is God se grondpad mens. Met Monique